absolute gunsteling films wat ek glo nog ooit gemaak is en seker ook as jy al die boek gelees het, is The Lord of the Rings van J.R. Tolkien. En ek het nou al seker vir die hoeveelste keer het ek nou al die filmreeks weer deurgekyk en ek sal julle aanmoedig om julle sterkte. Party mense sê nee man, is te gross, ek kan dit nie kyk nie. Maar dis omdat jy dit nie verstaan nie. J.R. Tolkien was 'n Christen nog voor C.S. Lewis 'n Christen was. Inteendeel, dit was J.R. Tolkien se vrug in sy lewe as 'n Christen wat vir C.S. Lewis uiteindelik na die Here toe gebring het. Daar's 'n nuwe film wat julle nou onlangs julle ouens wat hou van verlief wees. Dit is Surprised by Oxford. Is ook 'n film wat ek sal aanbeveel, julle kan 'n nota maak. Wie het hom gekyk? Ek sien 'n paar en smile. Surprised by Oxford. Dis die storie van Caroline Webber. Sy was 'n nagraadse student wat by haarself opgewerk het om haar doktersgraad in Oxford te gaan doen. En toe het sy Jesus ontmoet. En sy is vandag nog deel van wat noem hulle dit, sy was een van die deans, van die eerste vroue deans, wat as 'n vrou die dean geword het vir een van die Oxford colleges. En sy is vandag nog 'n spreker wat haar getuienis vertel dat Jesus 'n werklikheid is, ook in akademia, ook in intellektualisme. Maar in die film vertel sy hoe sy een van C.S. Lewis se boeke gelees het en daar vertel hy dat sy vriend J.R. Tolkien het vir hom eendag hy net gesê, man, al hierdie goed oor Christendom is myth. Dis myth. En toe J.R. Tolkien hom so gekyk en toe sê, but what if the myth is true? En dit wat J.R. Tolkien se film so goed maak, is dat alhoewel dit 'n myth is, onthou in die van julle wat nou so 'n bietjie van cinematography hou, sal weet dat J.R. Tolkien het vir hierdie film en vir hierdie boek sy eie taal geskryf. Letterlik sy eie woordeskat, sy eie alfabet. Hy het sy eie kaarte ontwikkel vir die myth, jy weet wat hy nou vertel het. Maar daar's 'n paar tonele wat ek dink wat iets spreek van waarheid. Die eerste is dat al die figure in hierdie film, met die Lord of the Rings, soos julle weet, daar's 'n ring, die ring is die absolute mag. En dis die beheer om die wêreld te kan heers. Dis die vermoë, die mag en it's the way to rule the world. En dis alles in 'n ring vasgevang en dan met die ring verwoes word. En niemand sien kans om die ring te verwoes nie en uiteindelik is 'n ou Frodo was nou die enigste ou hobbit wat die ring kon dra en dan ken julle die storie van sy journey in the Fellowship of the Ring waar ouens om hom gekom het, om gehelp het om uiteindelik die ring te kan weggooi. Maar hier is die storie. Selfs in die oomblik toe hy die ring in die vuur moes gooi, kon hy nie. This is where myth becomes true, is that in this world we will never overcome sin completely. Julle sal onthou 'n paar weke terug het ek 'n woord gebring oor Leviathan wat gaan oor Job en waar hy sê wie sal hom vasvang? Wie sal hierdie draak kan vasmaak? Jy kan nie. Hy's jy weet, ek onthou eendag het ek 'n diens bygewoon van 'n redelike groot pastoor. En toe vertel hy nou 'n diep preek van presies waar hy nou vir Satan gaan sit. En dat hy sommer op Satan sit en dat hy nou sommer net nou vir Satan heeltemal beheer. En ek sê my vriend, we have to conquer him daily and we have daily victory over Satan and over the forces of darkness, but it's not in our power to control him. Hy's 'n werklikheid. En ons Christene, daar's 'n woord daarvoor, hulle noem dit triumphalism. Dit is een van die gevare van Christendom, is dat ons het so half hierdie lukrake siening oor die wêreld, dat ons net sê net Jesus, of sê net sekere goed, en alles is okay, en weet, ons oorwin net sonde, en ek is nou vry van sonde, ek sal nou nooit weer sonde doen nie. Nee. Sonde is 'n werklikheid. En in die film kom dit baie duidelik, dat selfs Gandalf, the Grey Witch, hy's nie 'n witch nie, the Grey Sorcerer, en dan later word hy die White Sorcerer, selfs hy kon die ring nie vat nie. En dis 'n boodskap. Nou waar ek vanoggend wil praat, ek is lief vir grappies maak, maar vanoggend is dalk 'n ernstige woord, nie soseer miskien
vir ons nie, want ek dink altyd, joh Here, ons ouens leef mooi lewens. Dis een van ons karakterwonders van ons gemeente, is dat ons deur die Here se genade sien hoe die Here ons heilig. Maar ek dink ons moet nie te trots raak, dat ons dink, ons het dit nou alles by mekaar nie. So, daar's 'n storie wat deur wat ek jou naam Jack Kent, en die van julle wat van kinderboeke hou, dis op my notas by the way, as die julle dit sou wil hê. Jack Kent het 'n kinderverhaal storieboekie wat jy vir kinders lees. Die van julle wat vir oulike kinderboekies soek, hy is een van die ou, kom ons noem dit nog die ou mense wat nog bietjie iets useful vir kinderboeke skryf. En hy het 'n boekie geskryf, There's No Such Thing as a Dragon. En die kinderstorie begin eenvoudig, waar die seentjie die middag, toe hy aantrek, nou hy van die skool afkom, toe sien hy 'n draak in sy kamer. En hy kyk die ou draakie en hy sê, hallo, en hy pat die draakie en hy werk sy tail en hy is so cute. En hy is toe af na sy mamma toe, en dis 'n tipiese storieboek met prentjies en alles, en dan toe hy in die kamer sit, die kombuis kom sê, mamma, daar's 'n draakie in my kamer. Sy sê, daar is nie so iets soos 'n draakie. En sy is emphatic en sy is oortuigend, en sy, dis soos die stories, daar's niks verder om daaroor te sê nie, daar is nie so iets soos 'n draakie. En toe Jack in die kamer kom, te sien hy maar die draakie is bietjie effens groter. En nog gegroei. Maar mamma het mos gesê, daar is nie iets soos 'n draak nie, so hy ignoreer die draak en hy trek borsel sy tande en hy trek aan en hy vergeet dat daar so iets soos 'n draak, en toe hy weer kyk, te sien maar die draak is so goed soos hy. Maar mamma het ons gesê, jy moet nie die draak raak sien nie, jy moet hom nie herken nie, en so sy af in die kombuis, en toe in die kombuis kom, te sit draak op die kombuistafel. Maar mamma het ons gesê, daar is nie 'n draak nie, en so sy weier om te erken dat daar 'n draak op die tafel sit, en so eet hulle saam, maar toe moet sy ekstra kos maak, want die draak het al die kos opgeëet, en toe sy al die pannekoekdeeg opgebruik, en arme seentjie toe net een pannekoek gekry, en die draak het al die pannekoek opgeëet. En so besluit hulle maar, ons kyk nie vir hierdie draak nie, ons sien hom nie raak nie, ons gaan hom nie raak sien nie, en toe raak die draakie nog groter, en so is hy so groot, dat hy toe later die hele huis vol lê, en waar jy oral in die kombuis kom, in die sitkamer, in die slaapkamer, is daar 'n stuk van die draak, en sy moet nou oor hom mat suig, en oor hom klim om by die kaste uit te kom, en later moet sy by die venster uit, want sy het nie meer plek in die huis nie, en so moet sy nou so om hom werk. Maar ons glo mos daar is nie 'n draak nie, en so kom die draak net groter, en later is hy so groot, dat hy die huis optel, soos 'n skilpad. En toe loop hy met die huis. En toe pappa die middag by die huis kom, toe soek hy vir die huis, maar waar is die huis? En die posman sê, maar ek het wou pos aflewer, maar ek het gesien, hier's 'n draak wat in die straat afloop met 'n huis op sy rug. Ek dink ek weet waar dit is, en so stap hy nou saam, en hy wys vir hom waar die nuwe huis is, en pappa sê, maar hoe is dit moontlik, hoe dit gebeur? Ek kan nie glo wat hier gebeur nie, waar het dit vandaan gekom? En die seentjie sê maar, mamma het gesê, daar is nie 'n draak nie, maar daar is 'n draak, en hy pat hom op sy skouer, en hy sê, hi. En toe raak die draakie skielik weer klein. What's the moral of the story? Die goed wat ons nie in die oë kyk nie, groei. En die goed wat ons nie wil herken nie, raak groot. En beheer uiteindelik jou hele lewe. So my tema vir oggend, die sonde wat jy weier om dood te maak, sal jou eendag vernietig. Die goed wat jy so verby laat gaan, is aan die einde van die dag wat ons vasvang. Ek wil hê ons moet vanoggend kyk na die skrif 1 Samuel 13. Ek het nou vir julle 2 mythstories gegee, Lord of the Rings en hierdie klein storie. Maar die Bybel is vol ook van dieselfde storie. Hier het ons vir Saul, en in 1 Samuel 13 kan julle nou 1 Samuel 13, 14, 15, 16 kan julle nou lekker vanmiddag gaan lees. Ek gaan 'n paar skrifgedeeltes aanhaal. Maar die storie is eenvoudig, is dat die volk soek 'n koning. Hulle is nie meer tevrede met rigters nie, en hulle is nie tevrede met Samuel, die profeet.
As jy nou dink, hy is so 'n tipe van 'n Gandalf, Samuel, en hulle is nie meer tevrede en hulle soek 'n koning. En so gaan bid Samuel en die Here sê, maar ek sal dan vir hulle 'n koning gee, solank hierdie koning my dien en saam met die mense my dien, sal ek hulle seën, maar dan moet hulle reg doen en reg leef. En so kies die Here, is eintlik 'n merkwaardige storie van hoe die Here letterlik die koning kies, want hulle cast die lot oor wat se stam gaan die koning van uitkom, en dan kom hy uit Benjamin, en dan uit wat se huis, en dan kom dit by sy pa se huis, en dan uiteindelik Saul. En dan is dit eintlik 'n mooi storie, want die storie begin mooi, soos alle mooi stories begin, want Saul wil nie die aansien nie, en hy kruip weg. Hulle sê hy kruip tussen die bagasie weg, die stoorkamer, hy daar iewers het hy gaan wegkruip. En dan die profetiese woord is so duidelik, dat die Here sê, hy kruip weg, en waar hy wegkruip, en so kry hulle vir Saul, en hulle bring hom uit, en hulle sê, die koningskap van Israel het op jou lot geval, jy is die nuwe koning van Israel. So word hy gesalf, en julle sien hoe hy die eerste veldslae wen, hoe hy sy eerste beheer oor die mense kry, dat mense eers teen hom glo nie, en 'n paar veldslae wat hy wen op 'n stadium, is daar so 'n mooi skrif wat julle sal raak lees, wat sê dat die gees van die Here het op hom gekom, en hy het so kwaad geraak, dat hy, ek dink 'n eselbeen gevat het, en geslag het, en die stukke daarvan het hy vir die vyand gestuur, en so het hy sy gebied as te ware vergroot. Maar dan sien ons die storie begin verander, nadat hy as koning gesalf word, is daar natuurlik baie vyande, en dis deel van Saul se opstand, is dat vir die eerste keer het Israel 'n koning, en skielik is daar mos nou 'n koning is, dan wedywer hy met ander volke, en daar's die Filistyne, ek het altyd so gelag toe ek nou in die Bybel was, is al die steine, en die Tiete, Hettiete en die Biddiete en al hierdie mense, wat altyd vir die volk nou soveel moeilikheid gegee het. En is in een van hierdie skermutselings en die oormag van die vyand, wat Saul die eerste fout maak, klein foutjie. En dit is interessant, hoe hy nie eintlik, as die mense sou mooi eerlik wees, dink maar, hy het mos nou nie gesondig nie. Hy bring die offer, terwyl dit die werk van die priester is om die offer te bring. Samuel moes die offer bring. Maar hy bring die offer. En hy sê, maar ek het mos die offer gebring vir die Here, want ons met die Here kry, moet ons help, en die Here moet dan nou hier vir ons wees, is ons reg, hoe is dit nou verkeerd? En dan ken julle die baie bekende gedeelte, wat sê in 1 Samuel 15:22, en ek sal dit nou opsit, is waar hy sê dat ek verlang gehoorsaamheid en nie offers nie. Ek verwag dat jy my sal hoor en sal doen wat ek sê, 1 Samuel 15:22. Dis interessant, dat in 1 Samuel 14:24, weer 'n storie, hy is weer met 'n volk aan die beklei, en hierdie keer doen hy weer 'n vreemde ding. Hy sê, so ver as wat die Here leef, en so waarlik as wat die Here leef, sal ons terwyl ons in hierdie geveg betrokke, sal geen man eet en geen man drink nie. Nou, jy sal net dink, dis nou vreeslik godsdienstig, ons is die regte ding om te doen, maar hoe op aarde wil jy beklei sonder om te eet? Dit is asof hy self supergeestelik is, of wetties is, of probeer om God se guns te probeer kry op een of ander manier, wetende dat hy het verloor het. En dan Jonathan, wat nie gehoor het van die storie nie, kry heuning iewers in die veld, en so eet hy van die heuning, en sy word verlig, en hy voel versterk, en so wen hy die aanslag, en op 'n stadium, jy kan amper nie glo dat so iets gebeur het nie, en dit is baie dieselfde as in The Lord of the Rings, Denethor. Denethor, soos julle weet, in die Lord of the Rings storie, word aangestel oor die ryk van konings, as die bewaarder van die troon. Hy's nie die koning nie, hy het nooit die adellikheid dat hy die volgende koning is nie, hy's nie die bewaarder van die troon. En as julle in die film onthou, dis 'n verskriklike hartseer toneel, waar hy letterlik al twee sy seuns verloor, later probeer om sy seun wat nog lewendig is, te probeer offer, hoe hy nie tot die geveg toetree nie, dat hy weier om te sien dat Morgon en die helse magte is besig om teen hulle op te staan, hy net nooit beklei nie, geen visie nie, dit geen fokus nie. En jy kry so half dieselfde gevoel hier met Saul,
wat die middag toe hulle want toe sit 'n lot, wie het nou geëet, en toe in die vandag kom hulle agter, maar dis Jonathan, en so kom Jonathan, en hy sê, my pa het geëet, en dan sê hy, maak hom dood, want ek het die reël gemaak, niemand sal eet vandag. En hoe die manskap uiteindelik vir Saul oortuig en sê, o koning, hoe kan jy dit doen, jou eie seun, hy het vir ons die oorlog gewen, en gelukkig laat hy sy seun leef. Ons sien aan die einde van Saul se lewe, hoe hy waarsêers raadpleeg. Ons sien hoe Saul, toe Dawid gekroon word as koning, julle ken die storie, vir Dawid kry hom vir hom te kom sing, want hulle sê hy gaan hom rustig maak, en hoe hy 'n spies na hom gooi en probeer doodmaak, en ons sien hierdie man gly terug, en dit wat hy moes face, word nou so groot, dat soos met hierdie kinderstorie, die monster hom opeet, die monster hom vernietig, en hy sterf 'n wrede dood. Julle sal sien in die notas, is daar so 'n oomblik waar hy vir 'n oomblik sien. 1 Samuel 15:24 sê hy, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe, en ek het na hulle geluister. Dit is so asof daar 'n oomblik kom waar hy besef, miskien aanbid ek mense, en is dit wat mense sê meer belangrik as wat God sê. Miskien is die vrees vir verloor so groot, dat ek soveel minderwaardigheid in myself het, ek kan nou nog nie glo God het my aangestel nie, so ek met my eie heil, as te ware, probeer uitwerk. Julle, ek sit met 'n predikant, asof die Here die laaste tyd vir my die opdrag gee, dat ek nie net 'n vader van menigte is, my naam Abraham, vir 'n gemeente en gelowiges nie, maar vir gemeenteleiers, en dis al hoe meer dat gemeenteleiers by my kom, en ek hulle die voorreg het om hulle te bedien, en elke keer, wanneer hulle na my toe kom, sê die Here vir my, jy mag jouself nie hoor as hulle agter. En die sonde wat hulle bely, moet jy nie vir een oomblik dink, jy nie ook kan oorkom. Maar nie een van julle het dit by mekaar. En dan hoor ek 'n predikant vir my sê, Jan, ek het besig geraak met rituele. Ek het al die gebede gebid wat ek moes bid, sodat ek gehoor kan word, dat ek kan bid. Ek het al die goed gedoen wat vir my verwag word, dat mense sal sien wie ek is. Hy sê, ek het status gesoek en posisie, maar ek het lankal nie meer die Here gedien. Ek is lankal nie meer met die Here besig. En dan sien jy die monster, wat die hele huis vol lê. Ek hoor en ek sit met ouers, wat nie hulle kind wil dissiplineer, wat 'n tantrum gooi nie. En dan word die tantrum gooi 'n persoonlikheidsversteuring. En dan word dit die permanente gedrag, en dan moet 'n skool ingryp, want ons weet nie nou meer hoe om die situasie te hanteer. Ek weet van mense wat nie met Jan Taks wil deel nie, en die koevertjie bære, en hoop die probleem gaan weg. Ek weet van mense wat nie met skuld wil deel nie. Mense in ons gemeente wat in die laaste tyd tot 'n plek gekom het en besef het dat sonder dat hulle kyk, het hulle skuld so baie geraak, dat hulle nie meer die skuld kan delg nie, en toe trek hulle die streep en moet die moeilike besluit neem om lewensstandaarde verlaag, karre te verkoop, lewensrykdom op te gee, sodat hulle met daai skuld kan deel. Ons is kinders van die Here. Hoe gaan met jou? Prys die Here. God is in beheer. Ons wil nie deel met die goed wat ons weet, ons moet deel. Ek kyk in die week, ek weet nie wie dit is nie, is 'n Indiese pastoor wat ek kan hoor iets van die Here se hart verstaan. Hy sê, moenie met worship kom in die kerk waar jy met jou hande in die lug staan en dans en die Here loof en prys, sodat almal kan sien hoe oulik jy is. Hy sê, ware lofprys, ware aanbidding
is om wanneer 'n sekere foto en 'n skerm op jou foon opkom, die foon toe te maak en daai prentjie te delete en om jou siel te versadig in die Here en in niks anders. Hy sê daar waar niemand sien hoe jy jou knie buig voor God, dis ware worship. Hy sê dis daai oomblikke wanneer jy jou hiermee verloor. En ons weet mos nou, ons verloor mos nie ons hiermee nie, want as die foon nou lui, terwyl jy mos nou besig is om jou hiermee te verloor, dan kan jy hom mos nou nogal redelik beheer, is dit nie? Dan het jy hom nie verloor. Hallo, hoe gaan dit? Kan ek jou help? maar net 2 sekondes terug was jy besig om 'n vloermoer te gooi. So lekker Afrikaanse, dis nie 'n anglisisme nie, ek het dit in die woordeboek gesien. 'n Vloermoer, tantrum. Jy wil nie met hom deel nie. Daar's baie keer daai rooi liggie in die kar se dashboard wat aangaan, wat ons ignoreer, want die kar moet gediens raak en die kar moet nog gekyk word, maar ons ignoreer hom. Ek weet van mense wat vir my sê hulle het 'n knop in hulle bors gevoel en hulle het hom geïgnoreer en toe hulle uiteindelik by 'n dokter kom en hy die gewas ondersoek, dis dit kanker. As hulle maar net vroeër gegaan het om te deel met die draak terwyl hy nog klein is. Jy sien, ons oorwin die drake wanneer hulle klein is. Dis wanneer ons hulle moet oorwin. Die eerste tekens. Ek weet van mense wat vir my sê, Jan, moenie my nou in die kerk sien nie, ons is nou besig, is nou pliktyd, is seisoentyd, ons is nou besig, en ons verstaan dit, natuurlik is dit so. Maar weet jy, besig kan gou 'n verskoning raak, het ek nie meer bid nie meer weet hoe om te bid nie. Die dag as ek bid, het ek al so verkoud in my gebed, dat ek al hoe minder bid. Ek weet van mense wat binne huwelike vir my sal sê, Jan, met my huwelik gaan dit nie goed nie, want ons praat al vir so lank nie meer met mekaar. Maar ons sit maar daar in die kerk. Slaap nie meer in dieselfde kamers nie. Slaap nie in dieselfde kamer. Partykeer kan dit nie anders nie, want ek weet party manne snork so dat geen mens dit sal oorleef nie. Maar jy weet, partykeer het mense lankal in 'n ander kamer in hulle hart gaan slaap, al slaap hulle in dieselfde bed. Want hulle hart is al lankal in 'n ander kamer. Besig met 'n ander lewe as die een wat hier voor jou is. Mense, die lewe is nie maklik nie. Wie weet dis die waarheid? Dis Lord of the Rings. Julle, ek kyk daai film, dis hoekom nie eens wil kyk, dis horrible. Dis net sien nou dink hulle lyk net asof hulle wen en verloor hulle weer. En dan is daar weer nog 'n mag. En dan is daar nog 'n stryd. Hulle is nie die hele tyd besig om te beklei. Maar dit is die lewe. Ons het nie, soos wat sommige glo, 'n get out of jail pass. Wat maak dit ons hierdie lewe se moeilikheid nie vat nie? Wie weet dis die waarheid? Ek onthou André Pelser het eendag vir ons vertel hoe die Heilige Gees met hom gepraat het, dat hulle in die oggend gaan bid het. Hy sê in Pretoria en vroeg in die oggend so die strate is leeg en hy vir maande daar's geen karre nie. Hy sê dan ry hy oor die stopstrate en hy ry oor die rooi ligte en een oggend sê die Heilige Gees vir hom, die goed wat jy nou doen en dat jy nie doen wat reg is nie, is besig om in jou onderbewussyn daai reëloortreding vas te lê en op 'n dag wanneer jy nie dink nie, gaan jy daai lig skiep en gaan jy die stopstraat skiep. En dan gaan jy of 'n boete of 'n ongeluk maak en dan gaan jy nie kan sê jy het nie geweet nie. Hallo mense. Dis nie 'n preek wat baie amens kry vanmôre. Jy sien, dis die klein goedjies. Dis die klein goedjies wat ons weet, ons in die oë moet kyk. Dat jy daai doktersbesoek moet gaan doen.
dat jy daai prostaatondersoek moet gaan doen en sê, dokter, dis nou my tyd van die jaar, ek moet daai ondersoek doen, maar ons wil mos nie die goed wys nie. En die Here glo ek is net besig om met ons te praat en te sê, soos hy in die laaste paar weke doen. Heiligheid is die mooiste ding wat daar is. Mense wat heilig is mooi mense. Huwelike wat heilig is mooi huwelike. Kom aan. Geldsake wat heilig is mooi geldsake. Sien maar die. Hier is die boeke, kyk. Lewens wat heilig is mooi. Nie weg te steek nie. Dis die goed wat ons wegsteek wat groei. Dis die goed wat ons in die skadu hou wat nie son kry nie. En waar die goed groei wat nie moet groei. Ek weet van manne wat hulle tuine los. Wie weet dis die waarheid. Daai onkruid wat jy los, hy groei. Wie weet. Jong, en dan is dit 'n groot storie om hom te probeer weer regkry. Ek het 'n liedjie in die notas wat julle vanmiddag kan gaan luister. Casting Crowns. Het 'n liedjie geskryf, Slow Fade. En dis een van daai heart-wrenching songs wat jou so gryp hier in jou binnekant. Ek weet nie of Tiaan hom miskien vinnig op YouTube kan kry nie. Casting Crowns, Slow Fade. Daar kan jy hom kry, Tiaan, kan jy hom speel. Of hy's op my notas, jy kan hom daar kry. Maar ek wil afsluit met hoop. Christus Jesus wys vir ons totaal die teenoorgestelde manier van leef. Hy verslaan die duiwel in die begin van sy bediening. Nie die einde op Golgotha nie. Onthou julle, reg in die begin, nog voor hy enige wonderwerk doen, toe sy in die woestyn. En toe sê Satan vir hom, as jy die seun van God is. En wat doen hy? Hy sê, daar staan. Jesus wag nie tot die duiwel groot is nie, hy vat hom reg van die begin af. So my so mooi dat jy later in Jesus se bediening sal sien waar Jesus sê, en die vyand het niks meer aan my nie. Mag dit ons gebed wees, kom aan mense. Wie van julle weet dat daai ou wat jy nie wil vergewe nie? Dis Christendom 101. If you don't forgive, you will not be forgiven. Baie eenvoudig. Daar's nie 'n storie om dit nie. Ja, maar weet jy wat hy gedoen het? Ja, jy moet hom vergewe. Want jy het vergifnis nodig. En so daai bitterheid en resentment, en ek gaan jou nooit weer sien en ek gaan nooit weer met jou praat nie en ek daai ou net nie met hom net nie raakloop in die sparrie. Sal 'n aisle, sal 'n chocolate koop nie. Nee. Deel met hom vinnig. Ek onthou ek het die les die aand met my pa vermoor is. Hy sal 'n aand, welke vriend en dankie Here vir hom. En hy sê vir my, Jan, het jy daai man vergewe? En daai aand kon ek het nog nie die impak van alles wat verstaan, dit was nog nie 'n werklikheid. So daai aand toe ek hom vergewe en hom vryspreek, het die Here so groot genesing gedoen dat ek toe kon deel met die realiteit van my pa se dood. Want ek het nie daai bagasie ook hoef te gaan staan dra nie. Wie van julle weet dat die Here so goed werk, so jy moet hom onmiddellik doen? Wie weet dit so? Daai bedrag wat die Here op jou hart gelê het, jy moet gee, jy moet hom gee die oomblik as jy die gedagte kry. Wie weet dis die waarheid? Dit raak al hoe moeiliker om daai bedrag te gee later. Maar wil jy hom nie meer gee nie? Jesus het op Getsemane gesê, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar uiteindelik sê hy, Here, nie my wil nie, maar u wil. En julle, is so mooi, Genesis 2:15, en op Golgotha verslaan Jesus die draak. Dit wat van hom gesê word in Genesis 3:15, hy sal sy kop vermorsel. Dit doen Jesus, en hy verslaan die draak. Sê Jesus het die draak verslaan. Mense, ons hoef nie te battle met sonde nie. Jy het net 'n preek soos vanoggend nodig om te sê, kom word wakker en deel met hom. Daar's nie 'n battle nie. Dis so eenvoudig soos bely en doen wat reg is.
Ek onthou, ek vertel al die storie, ek het een van my geestelike mentors, Michael Wood, hy is van Sydney, Australië, en die Here het hom in sekere tye in my lewe kragtadig gebruik om my net anders te laat dink oor die lewe. So het ek vir maande geweet hy gaan kom, en ek het geweet ons gaan 'n tyd saam spandeer alleen, en ek het gedink, hierdie sonde waarmee ek worstel, dis nou die ou met wie ek nou sal kan praat. En ek het met niemand daaroor gepraat nie, maar as ek nou weet, hy sal verstaan. En toe ons nou alleen is en ek nou met hom deel, en ek sê vir hom hierdie ding, kyk hy my so, hy sê vir my, so why are you disobedient? Ek sê, excuse. Hy sê, but you know you shouldn't do it, so why are you still doing it? It's disobedience. Just obey. Ek dink, ja, maar jy weet nie hoe moeilik, I don't, hy sê, obey. Counseling session 5 minute lang. Hy wil nie hoor van my verlede, waar hy dalk vandaan kom, my kinderdae, my moeilikheid, en as hy sê, jy weet jy moet dit nie doen nie, so moet dit nie doen nie. Deliverance 101, right there. Here vergewe my. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U is die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En Here, dankie dat ons vanoggend onder die wete kan sit en luister dat U hierdie vyand oorwin. Dat in Christus het U sonde oorwin. Het U vir ons die vermoë gegee, Here, om oor elke monster, elke dreigement, elke stukkie van ek kan nie, het U gesê ek kan. Here, ons kom vanoggend en ons bely ons verskonings. Ons bely ons uitstel. Ons bely ons vrees, dalk vir mense. Here, ons bely dat ons nie deel met die goed wat ons weet ons mee moet deel. En Here, ek bid vanoggend deur die Heilige Gees dat hierdie net 'n aanklagpreek vanoggend is. Maar in die aanklag kom U met redemption. U gee ook die pad uit om daai gewoonte sonde te los vandag in Jesus naam. Om oor daai gedagte wat jy weet nou al te lank, jy hom so half koester soos 'n ou klein monstertjie daar in jou huisie. Here, dis tyd om hy skoon te maak. Hy skoon te maak van ons harte, sodat ons harte Eden voor U kan wees. Mag U deur die Heilige Gees vanoggend hierdie woord in ons harte kom setel, met die geregtigheid in Christus Jesus, wat ons ontvang het om ons te red en ons te verander in Jesus naam. Amen. Môre almal. Ek wil net gou iets byvoeg. Toe ek en Jan in die week het ons oor sonde gepraat. Dis nou eintlik 'n baie vreemde onderwerp om oor te praat en ons vra mekaar sommer so terwyl ons nou daaroor praat, sonde begin nooit as iets groot nie. Begin maar altyd as 'n klein gedagte wat jy al hoe meer oordink en soos die klein draak kan sonde jou oorneem sonder dat jy regtig aan dit genoeg aandag of tyd gegee het. En dis soms die kompromie, die klein kompromie wat ek en jy maak, die toelaat om sonde nie sonde te doen nie. Ek het 'n slegte gewoonte, maar jy ken nie my omstandighede nie. En die hartseer van sonde, ons sien dit in Saul se lewe, en dis eintlik hoekom ons daaroor praat, buite dat sondig jou vernietig, is wanneer ons nog dink ons is reg met God, het die anointing ons al lankal verlaat. En dis vir my die gevaar van sonde, en ek en Jan het mekaar reguit gevra, jy weet, as jy nou vir jou nie nag wakker maak, wat dink jy doen jy verkeerd? Weet jy, dan gaan jy nou nie jou armpies agter jou vou en lê met jou voetjies gekruis en daaroor dink nie. Ek dink die meeste van ons weet wat ons verkeerd doen. Weet wat ons sondig, en dit was so 'n amazing oomblik om te kan sê, weet jy Jan, ek sien hierdie ding in my lewe wat nog as sonde voor God staan, nê? En hy kon, en dit was so 'n lekker oomblik, dat, wow, ons het dit nou vir mekaar gesê.
Wanneer iets aan die lig is, nê, kan die Here se genade kom om daarmee te deel. So ek wil ons aanmoedig. Hê hierdie gesprekke, dit is baie persoonlik en baie privaat, maar as daar verbondenheid is in die huwelik, dan kan dit 'n gemaklike plek raak om nie iets alleen te face nie. Ons is lief vir mekaar, maar kom ons face die vyand wat klein wil begin, en jy wil sê my kind was so 'n bietjie stout, my kind was so klein bietjie ongehoorsaam. Nee, ons sê vir ons kinders, my kind, daai is sonde. Kom ons noem goed op die naam, dat ons die grootheid van dit kan besef en nie kompromieer nie, sodat daai wonderlike salwing, die vermoë, die genade om sonde te oorkom, nie juis van ons, ek wil amper sê, dat ons dit nie die vermoë het om dit raak te sien nie, want ons is vasgevang in sonde. So, mag daai genade vanoggend, mag jy die genade van die Here vanoggend hoor en nie veroordeling nie, om daardie draak in die oë te kyk.